Ek is ook vooroggend opgewonde oor hierdie onderwerp. En wat vir my lekker is dat die Here kyk altyd positief na ons. En ons kyk baie keer meer negatief na onsself. En dit maak die blok, dat ons nie in oorwinning en vreugde kan leef nie. Eerste ding wat ek graag wil hê is dat ons is nog steeds by ken God, leef kragtig. En dit is so belangrik om hierdie ding vir jouself vas te maak, is dat hoe jy God ken, bepaal hoe jy leef. As jy net 'n ver af persoon is, dan gaan dit jou lewe min affekteer. Wanneer dit iemand is met 'n naby verhouding met jou, gaan dit jou lewe affekteer op 'n positiewe manier. Nou wil ek graag vir jou vra, hoe weet jy dat iemand jou liefhet? Ons gaan nou 'n paar kandidate vra. Hoe weet jy dat iemand jou liefhet? Hierdie wat jy jong sit te sweet hier so, hulle. Kom mense, ek gaan vir die vraag vra, en hoor nou vir my, daar's nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Daar's jou antwoord, jou belewenis van dit. Hoe weet jy dat iemand jou liefhet? John, ek gaan jou sommer diep kan ingooi hierso. Ek dink dis die manier hoe my vrou vir my koffie in die bed bring. Daar sê. Baie kosbare antwoord. Baie oulik. Ons sê dit vir mekaar. Hulle sê dit vir mekaar. Yes. Hoort? As sy chocolate met my deel. Okay. Kom ons kyk nog iemand hier. Heel uit die blout uit. Waar? Kom Marius. Hoe weet jy iemand het jou lief? Die aksies. Die aksies. Yes, iets wat gebeur. Iets wat gebeur kosbaar is. Kom ons kyk hier. Ja. As my man tyd met my spandeer. Yes, as hy tyd gespandeer word. Baie kosbaar, baie belangrik. En ek dink wat nodig is om hier se hand op, kom ons hoor. Ook as hy die Here met my deel. As ons saam kan bid en Bybel lees, dit wys ook vir my dat hy vir my lief is. Yes, baie kosbaar. Baie kosbaar. So, weet jy wat? Elkeen van ons het ietsie wat ons mee deel. Ons moet my vrou vra. Dit gaan nou nie net oor die huwelik nie, maar ek weet iemand is lief vir my as dit vir hulle lekker is om saam met my te wees of bly is om my te sien. Yes, so ek wil hê dat ons weet daar's baie maniere om daarna kyk en daar's baie goedjies. En ek verstaan ook dat as jy jou vinnig onder druk plaas, moet jy vinnig dink en dan frek, het ek reg geantwoord, verkeerd geantwoord? Nee. Daar's baie keer goedjies wat ons vir mekaar doen wat net 'n boodskap gee van Jesus, ek sien jou raak, ek hou van jou. Ek is lief vir jou. En hoekom dit so belangrik is dat wanneer ons God ken, weet ek hy het my lief. En dit is 'n verskriklike belangrike beginsel van jy kan nie iemand vertrou of jy sal iemand vertrou wat jy nie weet jou nie lief het nie. Hoor jy, met ander woorde, ek kan net kragtig leef as ek weet Jesus het my lief. Maar dit kom deur interaksie, deur die verhouding. Dit kom deur goedes wat ons saam doen. En daar's interaksie, daar's goed wat uitgerou word tussen my en die Here. En daar's goeie belewennisse wat ons het. So wat gebeur is dat mense wat 'n goeie belewenis van God het, vertrou hom maklik. Maar as jy 'n teleurstellende verhouding met hom het, daar's goed wat skeef geloop het, goed wat jy nie verstaan nie. En goed wat jou vashou en terughou net oor die manier hoe mens dink oor goed, maak dit dan dat jy sukkel om 'n kragtige lewe te hê. So wanneer ons praat van om God te ken, dan is die sleutel vir my is van hoe ken ek hom? Is hy my vriend? Baie interessant as jy deur die Bybel gaan. Ek wil nou 'n bietjie 'n beginsel neersit ook vanoggend dat jy behoort 'n naam te hê vir God vir wie hy vir jou beteken. Yahweh Jireh kom van Abraham af. Dis nie naam wat God gekies het nie, dis 'n naam wat Abraham gekies het vir hom. En baie keer kyk ons die name van God en al die goeters en ons dink dis maar die volle karaktertrekke wat daar is. Ek wil vir jou sê dis nie waar nie. Vir Abraham was hy God het voorsien in die dag van sy grootste krisis wat hy daar gestaan het, gesê het, hier lê my seun op die altaar, ek is gehoorsaam aan my God, en hy lig die mes op. Ek meen, kan jy dink die verligting in die pa hart, toe die engel vir hom sê, stop, daar is jou offer.
En so kan ons kyk na Dawid, wat groot geword het as 'n herder, en hy skryf in Psalm 23, hy sê, die Here is my herder, en ons sien daai hele proses waar hy dan sê, die Here is my herder, dit was vir Dawid wie God vir hom was. En die vraag wat jy vanoggend wil vra is, wie is God vir jou? Is hy ver af, is hy daai een op die TV, daai aan die een kant, of is hy iemand wat persoonlik saam met jou loop? En vir my is hy my vriend. Deur dik en dun kon ek met hom gesels, ek kan my hart met hom deel. As ek gefrustreerd en moeg is, kan ek ook met hom praat. Ek hoef nie op eiers te loop rondom hom nie. Ek kan instap en sê, Here, ek is nou fed up. En dan kan jy dit vir die Here sê. Wel, ek leef nog. Okay, so ek het regtig, wil ek vir sê vandag, dit gaan daaroor dat ek het 'n verhouding en 'n vriendskap met Jesus, wat maak dat ek met vrymoedigheid hom kan gesels, met vrymoedigheid goed met hom kan deurwerk, met teleurstellings kan deel, met verwagtinge wat ek gehad het, wat ek gedink het hy sal doen, het nie gedoen het nie. Alles kan ek deel as gevolg van dit. En baie keer in moeilike omstandighede is dit nie so eenvoudig nie, wat is 'n hart wat roep, te sê, Here, hier staan ek. En baie keer in die diepste omstandighede word jy gevorm. En wat ek geleer het was, die beste plek wat jy kan doen, sê, Here, ek verstaan nie, ek gee oor, help my, hoe kom ons hier deur, wat moet ons doen? En dan wil ek sê, dis hoekom intensiewe gebed vir my so 'n belangrike ding is. Ek sal aanhou bid en bly bid, tot die dag wanneer ek hom sien en hom toe gaan, want gebed maak dat daar intimiteit kom, waar antwoorde kom en deurbrake kom, wat jy nie kry met 'n oppervlakkige verhouding nie. Ek wil regtig daar ding neersit vir jou vanoggend, dat wanneer jy saam met God op pad loop, dan is daar 'n plek wat jy moet weet, is 'n intensiewe verhouding wat die verskil maak. Is nie hierdie oppervlakkige ou nie. Jy verstaan, ek stem my lewe toevertrou aan 'n ou wat ek 1 keer 'n week sien nie. Jy reg daarmee. Gaan kyk, maar as jy maar wat 'n redelike ordentlike kar ry. Weet nie wat vir jou kar kan 'n ordentlike kar kan 'n Nissan wees, of Hilux, of wat ook al, ek weet nie wat anders daar is nie. Of dalk 'n BMW. Ons spot oor die manne met die karre. Maar jy gaan nie 'n ou wat jy 2 dae ken, sê, yes, hier is my kar, ry maar vir die volgende 2 weke, weet, gaan Capri toe met hom nie. Jy geheeltelik wonder, jong, wat vang hy aan met my kar? Jy verstaan, kan ek hom vertrou? Het ek 'n fout gemaak? So daarom as jy nie in 'n intensiewe, intieme verhouding met God is nie, gaan jy hom nie kan vertrou. Jy gaan wonder, wat vang hy aan? Wat doen hy? Hoekom werk goed nie uit nie? Is hy besig om te werk aan my saak, of is hy nie besig om te werk aan my saak nie? Vra my, ek weet waar ek begin het. Jy verstaan, nou bid jy oor 'n ding. Dan wonder ek, Here, ek sien niks gebeur nie. Wat doen jy aan hierdie saak? Jy verstaan, nou laat hom in die lug hang, en ek nou bid ek, en jy stoei met hom, en sê, Here, hier moet iets gebeur met hierdie saak, en daar gebeur niks nie. En daar is nie vertroue nie. Want ek kan sê, wel, ek het gevra, ek sal my deel doen, hy sal sy deel doen. Wat die uitkoms is wat God wil hê moet wees. So, dis hoe jy God moet leer ken. Jy moet nie kan wonder, kan hy bestuur nie. Jy moet weet hy kan bestuur. Alright, jy kan maar kyk, as jy pas wat die jongelinge wat nou pas 'n lisensie gekry het, en aan sy kar van pa kan hy die kar se sleutels kry. Dan dink jy is 3 keer voor jy sleutel gee. Jy verstaan, word eers gepreek vir hom. As jy luister, onthou, hierdie kar het baie per in die engine. Moet nou nie vet gee om die draai nie. Jy verstaan, hy gaan bietjie gly. En jy verstaan, kom dan terug en hy so val. En jy weet, hy het dit geprobeer. Okay, dis genoeg van dit. Jy verstaan, maar ek wil graag hê dat jy sal weet, dit gaan daaroor, as ek my God ken, kan ek kragtig leef. Daar is daar vertroue. As ek nie daai verhouding het nie, as ek nie weet hy het my lief nie, gaan ek hom nie vertrou nie. So, dit is belangrik om daarin vir jouself vas te maak. Ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie skrifgedeelte vanoggend. Vir die bedrukte mens bring elke dag net probleme. Hy sê vir die blymoedige mens is die hele lewe 'n fees. Engels sê, everything seems to go wrong when you feel weak and depressed. But when you choose to be cheerful, every day will bring you more and more joy and fullness. Een van die goed dat ek graag wil hê vanoggend wat jy vir jouself sal moet vasmaak is dat ons leefstyl bepaal hoe dinge gebeur. Nou, ons gaan kyk na weer eens 'n hart.
Gaan sommer so teken na, so almal van ons leef vanuit ons harte uit. En 'n bedrukte mens is een wat 'n klomp negatiewe goed toelaat van buite af in sy hart. Met ander woorde, al die omstandighede, die finansies, die goed wat jy doen, met ander woorde, ou leef 'n reaktiewe lewe en jy laat toe dat goed van die buitekant af bepaal hoe jy voel, bepaal wie jy is. En hier is nou 'n klomp goed van ek het toegelaat dat mense my seermaak. Ek het nie besef ek kan nee sê vir daai pyn nie. Met ander woorde, daar's 'n plek waar ek verwerping beleef het, vrees beleef het, goed wat skeef geloop het, wat gemaak het dat ek sit met 'n ding van hier in my hart, het ek 'n sekere waardebepaling gemaak van wat en wie is ek. Ek gaan nou sommer hier ek gaan hier 'n sakkie teken. Kom ons probeer. En ek gaan soms so 'n dollar teken daar opsit. So met ander wat gebeur is dat jy het 'n keuse gemaak van wat jou waardebepaling is. En jou waardebepaling word gedoen deur dit wat jy ontvang het van buite af, wat jy gehoor het. En as daai goed oorwegend negatief is, dan gaan dit wees dat jy pessimisties gaan wees oor goed en jy gaan die volgende probleem verwag. Al wat die vyand doen is, hy laai die volgende probleem op. En baie keer ons sê man, Jesus, man, ek bly 'n ongeluksvoel. Dan gaan nooit goed gaan met my nie. En dan gebeur die volgende ongeluk. Waar dit so tot hy sy verhouding kon verander en sê, Here, ek kies om 'n wenner te wees. Hierdie goed sal nie meer gebeur nie. Want wat gebeur is, wat hier in jou hart plaasvind, straal jy uit na buitekant toe. So daar's 'n klomp goed. En as jy negatief is, ek net as hierop fokus, is dan weet jy wat jy uitstraal na buite. En daai is gewoonlik pessimisties, vrees, jy wonder wie is die volgende wat jou gaan skade aandoen, jy verstaan al die goed, ek kan die mense vertrou nie, almal wat met verwerping sukkel geweldig om mense te vertrou, want mense het hulle seer gemaak. Wat gebeur is wat jy binne jaar toegelaat het, maak dan dat jy 'n bedrukte lewe leef. En ons as Christene, ongelukkig kan ook dit leef. Ek gaan hier 'n bietjie iets anders doen, en wat gebeur het wanneer jy tot bekering kom? Gebeur daar so iets in jou hart. Met ander woorde, jy laat God toe om deel te word van jou lewe. So jy's 'n groot deel van jou lewe wat nou aan hom behoort. So jy's positiewe insette wat hiervan af kom van hoop, van verlossing, van lewe, van vryheid wat hy vir jou wil gee. En nou vind ons hier so 'n geveg in die hart. En almal van ons het 'n geveg in die hart al beleef. Jy verstaan van, hoe moet ek nog gaan? Wat moet gebeur? En nie van ons spring hierdie geveg in die hart vry nie. Want vir jare lank was daar 'n negatiewe invloed wat gevorm het wat jy moet wees. En jou waardebepaling was gedoen volgens wat jy ervaar het van die familie rondom jou, van die mense rondom jou. En wat dan gebeur is dat wanneer jy heeltyd negatief leef, gaan jy agterkom jou fokus outomaties in die bril wat jy op het. Ek gaan ons sommer hier 'n bril opsit. Kom ons maak die bril groen. Die bril wat jy opsit, maak dat dit wat jy deur die lewe sien, wat jy infilter, gaan dan negatief wees. Dit gaan hierdie kol wees. So jy gaan heeltyd besig wees om negatiewe goeders te sien. So jy kan nog gaan sit, ons spot nou sommer oor die Iran-oorlog. Dit beteken opstaan volgende wêreld. Donald Trump het alweer aangejaag, jy verstaan. Nou is hier 'n oorlog, miljoene mense gaan dood. Hoe gaan ons ekonomie lyk? Hoe gaan die wêreld vorentoe gaan? Jesus, wanneer kom die wegraping? En jy kan negatief dink oor goed. Met ander woorde, dis baie keer hoe ons dan dink oor ons lewe, oor my kar wat breek. Hy het alweer gebreek. Plek staan ons sê prys die Here, daar's 'n oplossing vir dit. En dit is 'n negatiewe motivering wat hy het. So ek wil graag hê dat jy hierdie ding sal verstaan, dat die bedrukte is altyd iemand wat heeltyd negatief dink oor alles. Wat 'n vrees het vir alles. Wat by die werk sit en wonder wanneer kom die volgende probleem. Het nie 'n uitdaging sien vir 'n oplossing nie. Nou ek wil sê daarin vir sal vasmaak, want dis wat ons nie wil wees nie. Nou ons kom by die plek waar dit gaan oor wat verwag die Here van ons? Wat is sy hart vir jou en vir my? Hy wil hê dat ons nie reaktief sal leef nie. Ons ontvang van hom lewe. Ons ontvang van hom 'n klomp goed. En dat dit ons hart vorm. En dat ek hom toelaat om 'n transformasie te bring in my hart. Dit beteken my waarde verhoog onmiddellik. Dit skuif onmiddellik. En so wonderlik om te kan weet, wanneer God na jou kyk, jy's kosbaar, jy's belangrik, jy's spesiaal, en ek gaan al die goed vir jou oor noem vanoggend, en baie keer hoor ons, ja, maar in my hart aanvaar ek dit nie, ek is maar net hierdie ou wat sukkel.
Jy is nie daar wat sukkel nie. Jy verstaan, jy kan nie meer na 'n negatiewe mindset leef nie. Jy moet kom in die plek wat jy kan sê, saam met hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Want ons sal kom by die plek wat ons sê, die Gees van God is in my. So, my hart is vol van die Heilige Gees. Daar's 'n klomp goed hier wat die Heilige Gees doen. Hy's besig om my te vorm na die beeld van Christus. Hy's besig om my te transformeer, sodat ek in die oorwinning van Jesus ten volle kan leef. Hy is my verlosser, hy is my vrymaker, hy het my vrygekoop. En is nie net iets wat ek jare terug mee tot bekering gekom het nie, ek het elke dag leef ek sê, Here, hier is nog 'n kolletjie wat nog nie vry is nie, kom ons sorteer hom uit, want ek meen almal van ons het in jou hart goedjies, jou lewe word nog beïnvloed deur 'n klomp goedjies wat jou vashou, sê ek reg, met ander woorde, as gewoontes, daar's negatiewe goedjies, maar jy moet iets daarin doen. Jy moet iets beweging maak om te sê, Here, ek kies om hierdie goed nie meer in my lewe toe te laat nie. Want wat met ons gebeur is dat ons laat hom maar gaan en ek is nou maar so gemaak en gelaat staan en ek verwag eintlik dat die Here moet nou kom en hy moet op sy spesiale manier die Heilige Gees alles weg te vat en ek hoef niks te doen nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie ding te bely en te sê, Here, ek bring dit onder die bloed. Jy het 'n verantwoordelikheid om 'n keuse te maak om te sê, Here, ek verander hierdie area van my lewe. Ek kies. En as jy 20 keer geval het, beteken dit nog nie jy het verloor nie. Beteken net 20 keer geval. Jy verloor net as jy bly lê. As jy dink, ag wat, nee, ek gee maar op. Ek gaan nie verder met die ding sukkel nie. Daar's 'n plek waar jy moet opstaan en sê, Here, u verlossing is volkome. U verlossing is finaal. Ek het dit gekry. Daar in Kolossense lees, soos hy sê, ek is oorgebring vanuit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig, na die koninkryk van die Vader se liefde, na die koninkryk van Jesus. Hey man, daar's liefde hierso. Hier's aanvaarding. Hierso is ek kosbaar. En dan sukkel ons altyd met 'n swak selfbeeld nog en ek verwerp myself. En ek wil iemand daarin deel mee vanoggend. Jy sê, ek gaan na myself begin lief hê soos God my liefhet. Man, ek wil dan in die spieël kyk. Hallo jy mooi ding. Elke krekeltjie daarso het die Here van geweet. Hy het geweet ek gaan oud word en ek geweet hierso gaan 'n paar grys hare wees. Prys die Here. Dit lyk mooi. I'm good enough for him. Right, jy kan daar so staan en sê ek is geroep, ek is gekies, ek is vrygespreek, ek is deel van sy lewe. So belangrik om daarin te verstaan is dat ons baie keer wil ons probeer om 'n superheilige lewe te leef. Wel kom ek sê vir jou so, jy gaan dit nie reg kry nie. Wees 'n normale mens. Goed, God wil jou meer mens maak. Hy soek nie dat jy iemand wees wat nou so op in die grond zweef nie. Hy soek iemand wat gelukkig is met homself vergewe het en sê, Here, ek weet ek het 'n roeping, ek het 'n verhouding met U, ek gaan dit uitleef. En wat gebeur ook is in die vorige prentjie dat ouens wat hierdie ding sukkel is ouens wat nie verantwoordelikheid neem vir hulle lewe nie. Wat nie verantwoordelikheid neem vir die roeping wat God op hulle geplaas het nie. Met ander woorde, ek wil hê dat die Here moet alles vir my doen. Ek moet soort van deur dit gly en die Bybel sê mos ek kan niks aan my saligheid doen nie. Jy kan niks doen aan die redding nie, maar jy kan baie doen met die res. Jy kan ontwikkel om 'n volheid in die heiligheid van God mee te wandel. As ek kyk na Daniël, ek meen, hy moes 'n keuse maak. Hy het gesê ek gaan myself nie besoedel met die kos van die koning nie. So hy het 'n waagstuk gehad. Maar hy het gesê ek gaan my God nie verloor nie. Hy moes 'n werk doen en hy moes elke dag kies. Kan jy self indink as jy saam met 500 toordokters moet werk? Kom ons gee vir jou 'n skets scenario bietjie. Die ouens wat hy mee moes werk was waarsêers, towenaars. Die ouens wat Moses aangepak het daarso in Farao se tyd. Ek meen, hulle kon tekens doen, hulle kon water in bloed verander, hulle staf wat in slange verander. Ons lees dit as 'n storie en ons dink dit klink oulik, jy verstaan, maar jy moet weet dis 'n werklikheid. Vandag nog bestaan die toordokters wat dieselfde goed kan doen. Anderswoorde, daai geestelike krag is nog steeds hier. Nou is Daniël daar, hy moet werk met al hierdie ouens, die Here het hom geroep, hy staan daarso en hierdie ouens haat hom want hulle weet hy dien lewende God, hulle kan niks aan doen nie. Kyk nou hoe magteloos hulle was, jy verstaan wat daai ding van nou uiteindelik sweer hulle saam, kyk of ons hom in die leeukuil kan kry. Selfs die leeukuil het nie gewerk nie, want sy God was een wat hom beskerm het, saam met hom geloop het. Alright, so wat gebeur is dat hy druk beleef. Hy het dalk nagmerries beleef. Hy het dalk beleef hoe hierdie ouens slange instuur in sy huis in, dan sê hy in naam van Jesus, daar gaan jy. Ou het in naam van Jesus nie, hy het gesê in naam van God, maar kom ons sê in naam van Jesus. So, hy het 'n praktiese lewe gehad van hierdie goed was rondom hom.
En nog steeds was hy die een wat oorwin het. Maar hy moes kies elke dag. En belangrik om die ding te verstaan, dat ek kies Jesus elke dag. Ek kies om te sê, Here, saam met U gaan ons die dag aanpak. Ons gaan hierdie dag wen. Ek weet nie wat kom nie, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek kan by my huis uitry en die ou ry my vas, of goed kan skeefloop, en ek meen, wie van ons kan die toekoms bepaal vorentoe? Jy kan nie, ek kan vir nou leef. Ek kan hierdie oomblik saam met God loop en sê, Here, dankie, hierdie oomblik leef ek geniet dit, ek het 'n vreugde want ek weet, saam met U loop ek hierdie pad tot die einde. Baie belangrik om hierdie ding te verstaan, is dat ek leef nie vanuit wat die wêreld sê, dis wat moontlik kan gebeur nie. Dis soos weervoorspelling. Gister lag ons oor die weervoorspelling op die app, wat sê die reën in Pionierspark sal nou stop, binnekort. En ons sê, waar is die reën? Ek kan nie my lewe bou op aannames, op goed wat miskien gaan gebeur nie, maar ek kan my lewe bou op die werklikheid van Jesus Christus, wat elke dag saam met is. Elke oomblik saam met leef. En dit is nodig om daarin te verstaan, dat die Here wil hê dat ons sal inbeweeg na die plek waar ek saam met hom leef, waar ek vanuit my binneste, wat hy vir my gee, leef. So, wat gebeur hierso is, dat soos wat hy besig is om hierdie goed skoon te maak, vul hy dit ook met sy gees. En so is in my hart ek besig om alle meer van hom te ontvang. En dan gebeur die volgende wat sy verwagting is. Sy verwagting is dat ek daar buite sal leef. En die interessante is dat die oomblik as jy 'n invloed het op jou omgewing, het die omgewing 'n minder invloed op jou. Is dit nie so nie? Oomblik as ek iets werk maak van die ding, dan as ek instap in 'n plek en ek is vrolik en bly en almal is af, het ek onmiddellik 'n invloed op die omgewing. En dis wat daai skrifgie sê, vir die blymoedige mens is die hele lewe 'n fees. Jy verander dinge vanuit jou binneste uit. Ek het die gees van God in my. So was die ander lied so 'n bietjie gesing en gespeel het, sal hom weer doen. Awake. Alright, Hell shakes. Want hy sê, I'm full of the fire of God. Ek kan jy daar vir sê vanoggend, ek het die volheid van Heilige Gees in my. Dis nie iets wat eendag kom nie, wat ek eendag voor gebid nie, jy het die Heilige Gees binne jou, om te leef vanuit daai binneste krag na buite. Dis kritiek belangrik, want die oomblik as jy dit doen, is jy heeltyd besig om druk te plaas, positiewe druk te plaas op die omgewing, en wat dan gebeur is, die omgewing reageer op daai positiewe druk. Gaan kyk maar 'n bietjie, ek het nou al, as ek opleiding gedoen het, ons sal seker weer hierdie jaar kyk na 'n beradingsopleiding, dan begin ek met 'n ou te praat, en ek breek hom af, verstaan, ek sort hom uit daar van 'n kant af, en jy kan sien hoe hierdie ou, al is dit net 'n demonstrasie, begin hy swaar te kry onder al die negatiewe goed wat ek nou vir hom sê, en dan ignoreer ek hom as hy met my praat, ek kyk die kant, jy kan duidelik sien, hierdie ou is later so geafronteer, hy is kwaad vir my, is net in 'n demonstrasie. Ons is nie gebou vir daai boodskappe nie, so hy het druk gevat van my kant af, en dit het toegelaat dat hy begin verander binnekant om te reageer op dit. Nou wil ek vir jou sê ook is dat ons het Jesus binne in ons het die Heilige Gees binne ons, so jy plaas druk op die buitekant. En die ou wat fees het, is die ou wat die druk plaas na buite toe. En ek wil graag hê dat hierdie ding vir jouself sal vasmaak is, God het sy Gees binne in jou gegee. Is daar nog goedjies wat verander? Natuurlik. Ek is nie volmaak nie. Jy verstaan, vra my vrou. Ek moet gereeld pak kry, oor goed dat ek aanvang, jy verstaan, en wat gebeur is dat, ek hou nie op nie, ek hak nie vas by dit nie, ek sê, Here, hier is 50 goeie goed, hier is nog 10 oor, ons sal dit wen, ons sal dit deurbreek, maar ek gaan leef met hierdie wat ek het, en jy gaan leef dit. Alright, so met ander woorde, jy leef van binne na buite. Vol van die Gees van God, jy is vrygekoop, jy is 'n koninklike priesterdom, dis wat die woord van jou sê, die woord sê vir jou, dat jy is deel van sy span, en dit is nodig vir jou om die plek in te neem. Ons kan nie net so aangaan nie. Jy verstaan, jy kan nie net halfpas aangaan nie. Beteken ons wil voluit leef, om dit te kan kry. Om God te kan ken, moet jy waar hy ding verbykom van, jou lewe kan 'n fees wees, te midde van omstandighede. Almal van ons het uitdagings. Daar is nie ene wat hier sit, wat kan sê, ek het 'n totaal probleemvrye lewe, ek het geen moeilikheid nie. Kom ons hoor, wie van julle het geen moeilikheid nie? Ek wil onmiddellik vir jou hande oplê. Of miskien vir my hande oplê.
Ons almal leef 'n lewe, jy het 'n verantwoordelikheid, jy het 'n uitdaging, jy moet 'n verskil maak daar buite. So jy het winde wat teen jou waai, jy het druk wat teen jou kom. Jy verstaan, dis normale lewe. Jy is 'n mens. Jy moet opstaan in die oggend, jy verstaan. En jy gaan jou tande borsel, weet jy moet toilet toe gaan, jy weet dis al goedjies wat ons doen. Daar's 'n verantwoordelikheid wat jy het, jy stap uit, jy klim in jou kar, jy gaan werk toe. By die werk is daar uitdagings, daar's 'n rede hoekom jy daar is. Jy het 'n oplossing vir mense wat jy bied. Jy verkoop goed, wat ook al jou geval mag wees. Met ander woorde, en in daai proses is daar uitdagings wat jy het, goed wat jy moet doen. Maar in daai proses kan ek vreugde beleef omdat ek by God ken. Ek kan vreugde beleef omdat ek weet saam met wie ek dit doen. En elke uitdaging het 'n antwoord, het 'n oplossing. En ek kan dit kry by hom. Omdat ek 'n nag deur bid, maar daar sal 'n oplossing wees. En dit is nodig om te kyk na die houding wat in jou hart is rondom hoe lewe jy. Is daar 'n positiewe houding hier wat sê, saam met my God, Psalm 18 vers 30, my gunsteling, wat ek sê, met my God loop ek 'n bennestorm. Ek weet nie of ek gaan wen nie, maar ons gaan 'n storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Alraai, daai muur kan hoog wees, sê Here, hier's 'n paar rekke nodig. Of 'n valskerm aan die ander kant, maar gaan ons oorkom. En dit is nodig om te kyk na wat is jou houding teenoor die lewe. Want jy kan begin sê, Here, saam met U is ek altyd 'n oorwinning. En ek blyk 'n oorwinning. Ek meen, gaan jy 'n paar goedjies mis? Die Springbokke wen nie al die wedstryde wat hulle speel nie. Is ek reg? Ek meen, daar's plekke wat jy verloor, wat jy dink, my goodness. Ek meen, hou voel vir jou, jy wil skree van die TV af en sê, hey, kom net by, jy verstaan, hulle speel net vrot, hulle verloor die game. Alraai, so, jy gaan ook 'n paar wedstryde verloor, jy gaan ook 'n paar goedjies foute maak, en dan die ding van, jy kan daar sit en doodgaan, of sit huil, of jy kan sê, Here, ek staan op. Hier is 'n fout, hoe korrigeer ons hom? Wie moet ek om verskoning vra? Wie moet ek gaan sê, hoor ek is jammer? En die oomblik as jy dit doen, het jy verantwoordelikheid geneem vir 'n situasie, jy hardloop nie weg daarvoor nie. Baie keer is dit sleg, jy wil weghardloop, maar weet jy wat? Uiteindelik haal dit jou in, jy moet weer verantwoordelikheid neem daarvoor. Maar dit wat jy voor weghardloop, maar dat jou hart so begin lyk, begin reageer op die goed rondom jou. En daai goed plaas druk op jou en jy leef negatief. Ek gaan nie met Piet praat nie, want ek meen, Piet is kwaad vir my, so kom ons los hom maar net. Ek en Piet sal mekaar nou so vir my, jy verstaan, as jy by die kerk aankom dan, sal jy eens kyk, waar sit Piet, dan sit ek die kant of, dat is nou baie lelik. Ek wil die realiteit vanoggend met julle ons deel, as 'n plek wat ek wil hê, dit wat jy in jou hart nie meer afhandel nie, haal jou in, dit mors met jou. Dit is nodig om te kom in die plek waar jy kan sê, ek wil van binne na buite leef. Ek wil leef as 'n oorwinnaar, nie as 'n verloder nie. Ek wil leef as iemand vol van die gees van God. Dit wat ingesit word, gaan hierso gebeur. En wat gebeur wanneer daar negatiewe goed kom? Negatiewe goed gaan kom. Wanneer jy kies om te sê, Here, dit gaan my nie beïnvloed nie, doen hy pyl dit. Right, en hy kom hier van onderaf, maar hy bel ons weg. Want jy het gekies om te sê, ek leef van binne na buite. Daar's te veel druk van binnekant af na buitekant toe in my lewe, om toe te laat dat hierdie ding bepaal wie ek is. Want elke ding wat jy toestemming voor gee, het 'n effek op jou identiteit en hoe jy dink oor goed. En daarom is dit nodig om enige vorm van kritiek wat jy hoor, eers te gaan seker maak, is die kritiek geldig? As dit geldig is, hoe verander ek? Wat doen ek om dan meer positief te leef vanuit my hart uit, van binnekant af? En ek wil graag hê vanoggend dat jy sal weet, dat God roep jou om met vreugde te kan leef. Hy roep jou om as 'n oorwinnaar te kan leef. En soos jy ouer word, dan kom daar pyne by. Alright, daarvan kan ek getuig. En party van die goed gaan net nie weg nie. Alright, dit is net deel van die lewe. Wat doen ek nou? Nou sê ek, prys die Here, daar is so baie ander goed wat ek kan doen. Ek kan stadiger loop, stadiger opstaan, en ek lag nou praat met ouens, hy sê nee, hy sê as jy nou afgebuk het, hy sê ou wat 'n rug voor lewe, hy sê, dan kyk ek as dit my skoene vasgemaak het, kyk ek sy nog iets om te doen nie onder nie, en as dit klaar is, dan staan ek op. Hy sê, okay, ons maak planne man, ek geniet nog steeds my lewe. En ek wil hê vanoggend, jy verstaan, jy pas aan by dit wat jy weet, jy niks kan verander nie, maar dan doen jy iets anders. Ek wil hê dat jy vanoggend sal kyk na 'n positiewe gesindheid, maak die beste van wat ook al oor die pad kom. Dit is belangrik om daardie ding te verstaan. En wat gebeur is, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En dis wat ons hierso dan wil doen, is dat jy kan bou
En God roep ons om bouers te wees in sy koninkryk. Ek wil nie tyd spandeer op die ander gedeelte nie. Ek wil sê, jy is geroep as 'n kind van God om te bou. Jy is geroep as kind van God om 'n verskil te maak. Wat ook al jou gawe is, wat jy ook al het, wat jy kan gee, is belangrik om daai ding te verstaan. Jy bring uit 'n goeie skat tevoorskyn, goeie goed. En as ek nou gaan sit en ek vat jou ewes privaat in en begin jy te praat oor wat geniet jy, wat verander jy, wat bou jy, wat verskil maak jy by jou werk, en ek haal jy uit die algemene ding uit, gaan jy agterkom, daar is soveel goeie goed wat jy doen, wat jy nie eens bewus is van nie. En baie keer het ons 'n persepsie van onsself, van wat ek dink ek is, en eintlik as jy mooi gaan kyk daarna, het jy so 'n verskil wat jy maak reeds, en ek vergeet om daarna te kyk. En baie keer sal mense dink, maar dit is hoogmoed om te kan sê, sjoe, ek het dit reg gekry. Dis nie hoogmoed nie, dit is net eenvoudig mens wees, ek het oorwin. Hoe weet jy wanneer jy oorwin? Wanneer jy ding reg gekry het. Alright, as jy kar opstaan het en jy het hom aan die gang gekry, yes, okay, dan het jy oorwin. Okay, ek weet nie van die dames nie, as jy daai moeilike hekelsteek reg gekry het, of daai breiding, ek weet nie of het nog deesdae geldig is nie, ek weet nie wat hulle deesdae doen nie, maar weet jy wat, almal van ons kom by 'n plek wat jy 'n uitdaging vat en jy wen hom, dan is baie keer sit ons met hierdie vals ding van ek kan nie te opgewonde wees nie, want net as ek hoogmoedig. Ek wil daai ding stop jy vanoggend. Alright, as jy ding reg gekry het, celebrate man, vier fees daar. Yes, halleluja. En omdat ons emosioneel onsself so inperk en half voel maar, weet jy kan nie as 'n Christen uitbundig wees oor 'n ding nie. Jy kan nie sê, yes, jy verstaan die wêreld vertel maar, ek het hierdie ding reg gekry nie. Kom ons kyk 'n bietjie na, Jesus vertel die verhaal van die ou wat die skaapwagter is, een skaap is verlore. Hy gaan haal hom, hy is suksesvol, hy kry die skaap, hy kom terug. Wat doen hy? Hy gooi 'n partytjie. Hy nooi sy vriende, yes, man, ek het die skaap gekry. Wie sal my bly? Wat doen die vrou met die penning wat sy verloor het, die muntstuk? Sy vee die vloer, toe sy hom kry, roep sy mekaar en sê, "Yo, ek het dit gekry." So, wat sê dit? Jy kan fees vier oor die goed wat jy reg kry saam met mense rondom jou. En wanneer ons gaan begin om die positiewe te deel, is jy besig om 'n positiewe ding te bou. Jy is besig om omgewing te verander rondom jou. Ons wil iets positief wees en dit is ook van dit wat jy kon regkry. Dit word hoogmoed waar jy vir die 100ste keer vertel en dit gaan oor my, jy verstaan. Maar ek meen, as jy gewen het jy gewen, is ek reg? Ek meen, as jy 'n sportman is, vir sportvrous, verstaan jy daai ene? Jy neem deel om te wen, nie om net tweede te kom nie. So wanneer jy gewen het, kry jy 'n medalje. Jy staan op 'n podium. Met ander woorde, daar's erkenning vir dit. Net so erken Jesus ook jou oorwinnings. Daai private oorwinning oor 'n sonde wat jy wen. Okay, jy hoef dit uit te blaker as jy nie wil nie, maar jy kan sê, yes, ek is saam deur hierdie ding gewen. Kom mense, ons moet begin om 'n bietjie anders te leef, te dink oor dit. Ons het geleer om al weg te steek, want hierdie ding wat ek mee sukkel is 'n skande. So, joh, ek weet nie hoe ek dit moet hanteer nie, nou kry jy 'n deurbraak, plek dan sê, yes, ek kon hierdie ding wen, ek kan getuig, hou jou maar toe, want dit is 'n skande. Kom ek sê vir jou, die hele geestesdimensie is openbloot. Die duiwel sien alles wat jy doen, die Here sien alles wat jy doen. Jy kan net sommer sê, Here, saam met U wil ek wen, en ek wil 'n celebrate. Die rede hoekom ons baie keer 'n swartgallige lewe lei is, ons celebrate nie ons oorwinnings nie. Ons het nie 'n feeslewe nie. Ons vier nie fees oor die goedjies wat ons reg kry nie. En gaan kyk 'n bietjie wat gebeur met jou wanneer jy dit deel, wat jy sê, "Sjoe, ek het hierdie gebedsdeurbraak gekry. Ek het vir daai persoon gebid, daai persoon is genees. Yes, man. Ek weet, halleluja, daai persoon is gesond." Ja, prys die Here. Nee man, prys die Here man. Yes. Here, stuur my nog een. Okay. Ek moes dit leer jare terug. Ek bid vir 'n paar mense word gesond en as ons nie hospitaal nie, ICU wat gesond word, en skielik kry ek die reputasie van as hierdie ou vir jou bid, dan moet jy weet gebeur iets. So, nou bel vreemde mense en sê, hoorie my familie is nie hospitaal nie, ICU, kan jy kom bid asseblief? En nou verstaan jy dat dis onmiddellik is daar druk op, Here, moet as jy dink doen, gaan dit werk, gaan dit nie werk nie, hy sê vir my, jy gaan anyway. Nou 'n paar van hulle moes ek begrawe. Alright, nou dit was nie so lekker nie, jy verstaan, jy bid vir die ou, ek het daar een vroukie,
Sy het 'n cerebrale malaria gehad en die goed gebeur en en sy word gesond en die dokter sê, maar ek kan dit nie verstaan nie, die vrou skielik simptome verander, al die goed, volgende oomblik is sy oorlede aan longontsteking. En ek sê, Here, was dit nou nodig? Jy verstaan, ons is op pad om te celebrate en nou moet ek gebabestruim hierdie begrafnis nou. Dat is my sleg, jy verstaan. Maar ek staan opstaan en sê, Here, ons gaan hier ophou nie. Ek weet, ek is seker gemaak sy is in die hemel. So ons het klaar gewen. Yes! Sy is nie hier nie, maar sy is in die hemel. Ons gaan weer gesels as ons daarbo kom. En dan te gesit en sê, Here, wat is die volgende uitdaging? Dink jy met 'n holkel op my maag, sit jy daar so, en ek weet, eendag staan ek en iemand bel my, die vrou bel my, sê my, luister, ek het jou naam gekry, my babietjie het 48 uur om te leef, en dis my 3de kind wat ek sal verloor. Sal ek kom bid asseblief? Nou, ek was nie daai dag op my beste nie. Was een van daai jakkie afdaai. Jy verstaan wat jy voel, Here, wat soek ek in die bediening, weet, en daai negatiewe hart, jy die druk op jou. Ja, jy verstaan, Here, ek moes nooit in die bediening geklim het nie, Here, en nou bel hierdie vrou. Nou, ek kan nie sê nee. Jy verstaan, ja nee, ek is op pad, kom. En ek stop daar by Pink Hospitaal onder en ek sê, Here, regtig, jy verstaan, hierdie dan, nou is ek hier met my Here in die stryd. En dis ook ek gaan met eerlik wees, dan sit jy by die hart, as goed wat druk plaas op jy, sê, Here, ek het nie die vermoë nie, bid, as jy goed, ek maak met u ooreenkoms, ek gaan nie instap, ten volle oorgegee, ek sal my best doen, ek vertrou dat u die werk sal doen. En kom sit met die vrou, bid saam met haar sekere goed deur, al die goed, en stap daar by die ICU in, en die nurse, keer my nie eerst en sê, dis die babietjie, dis die babietjie, ja nee, kan maar gaan, kan my hand insteek, ja nee, steek my jou hand in, hulle het allemaal geweet, dis net 'n kwessie van tyd. Ek wil daai klein babietjie so vat, oor haar borsie. Ek raak daar kwaad, as in die naam van Jesus, hierdie geskeurde lewertjie, hierdie goedjies wat hier saam is, julle kom nou in lyn, hierdie babietjie sal gesond wees, in Jesus naam, en ek stap uit. Volgende oggend bel ek, hoor nie hier, nou die hele aand is nou gespanne, tel op, luister hem, kan ek praat met so en so asseblief? Nee, hulle sê die hospitaal het, wat bedoel jy? Sê nee, die babietjie is gesond, sy is huis toe. Sy is vandag, sy is amper 30. Hoe kom jy daar uit? Deur net nooit op te gee nie. Sê, Here, ek wil leef, hier van binne af. Ek gaan nie oral slaag nie, ek gaan nie alles reg doen nie, maar ek gaan 'n druk plaas uit die gees uit op die omstandighede wat rondom my is. En ek gaan nie opgee nie. En daai goeie goed in my skat, in my hart, wil ek tevoorskyn bring. Dis daai mense wat jy bedien, omgewing wat jy skuif, goed wat jy doen, ouens wat jy optel, ouens wat jy help. Belangrik om daai ding te kan verstaan en dit te kan doen. En ek wil graag afsluit met Romeine 15. Ons lees daarso waar hy sê, ek bid dat die God wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal vul. Ja, mag julle lewens tot oorlopends toe vol verwagting word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En die ding is my so belangrik, jy verstaan dat ek het hom in Engels ook gelees, is now my God, the inspiration and from the fountain of hope fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. And may the power of the Holy Spirit continually surround your life with His supernatural abundance until you radiate with hope. En ek wil regtig gee dat jy vandag hierdie ding, Here, dit sal vat, dat jy kan sê, God gee vir jou toekomsverwagting. Hy is in môre, hy is in die volgende oomblik. En ek verwag dat die volgende oomblik iets gaan gebeur, wat ander mense se lewens beïnvloed. Jy gaan nie meer vir jouself leef nie. Dit beteken, jy maak 'n keuse, jy neem jou verantwoordelikheid op om die ding reg te doen. Jy om heilig te leef, jou verhouding te bou. Alright, met ander woorde, God wag vir jou om te doen wat jy moet doen en hy sal die res doen. So ek wil jou seën vanoggend, net met daai ding van God gee vir jou toekomsverwagting en jou geloof sit dit in plek, bring dit grond toe in jou lewe. En kom ons neem ons verantwoordelikheid op om hom te soek met 'n passie. Ek weet nie wat jou uitdaging is nie, ek weet nie waarmee jy sukkel nie, al wat ek weet is, wanneer ek die Heilige Gees toelaat, transformeer hy. As ek die Heilige Gees toelaat, begin ek druk toepas op die omstandighede, wat dit ook al mag wees. Fisiese siekte, 'n uitdaging in jou eie lewe, in jou familie,
by jou werk, wat ook al mag wees is, maar wanneer jy begin, om saam met God positiewe druk toe te pas, skuif goed, en jy begin sien, God se hand beweeg in dit, en dis ook wat nodig is om nie net negatief te wees nie, want as die Here, saam met u, het ek 'n verwagting. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons kan weet vanoggend, Here, want ons u ken vir wie u is die lewe 'n fees, is die uitdagings iets om te oorkom, en is die krisisse iets om te sien hoe hy ons red uit dit uit. So Here, ek bid vir elkeen vanoggend om hulle verlossing ten volle te verstaan, en vanuit hulle hart uit die verlossing van Jesus Christus te kan leef, waar geen ding ons vashou nie, waar geen ketting ons vashou nie, waar geen ketting meer 'n effek het nie, maar omdat Jesus ons vrygekoop het, kan ons uitbeweeg uit al die goed wat ons dink ons vashou, want U het ons klaar verlos. Ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.